Goeiemôre en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Ons is dankbaar dat ons weer eens by die woord van die Here kan stil word, dat hy ons daardeur vertroos en versterk en ook weer eens sy kosbare beloftes aan elkeen van ons bekragtig. Ons skriflesing vanoggend kom uit Openbaring hoofstuk 22. Ons gaan daarvan saam lees verse 3 tot en met vers 5. Daar sal niks meer wees wat deur God vervloek is nie. Die troon van God en van die Lam sal in die stad wees, en sy dienaars sal hom dien. Hulle sal hom sien, en sy naam sal op hulle voorkoppe wees. Daar sal nie meer nag wees nie. Die mense het nie die lig van 'n lamp en die lig van die son nodig nie, omdat die Here God hulle sal verlig, en hulle sal tot in alle ewigheid regeer. Weereens in kontras met die eerste 2 verse, sien ons weer wat nie in die nuwe Jerusalem gaan wees nie. Daar kom 'n baie duidelike troosboodskap na vore. Daar sal niks meer wees wat deur God vervloek is nie. En sedert die sondeval, is die mens onder die vloek van die sonde. En hierdie vloek van die sondeval het bepaalde implikasies gehad in die verhoudings waarbinne die mens staan. Genesis 3 vers 16 tot 19 lees ons van die vloek van die sondeval. Hartseer en pyn tydens die geboorte, spanning in die verhouding tussen man en vrou, harde en ondankbare werk vir die bestaan van die mens, en die duidelikste, die dood. Maar die teenpool van hierdie vervloeking kom vir ons duidelik na vore in die nuwe Jerusalem. In plaas van die vloek van die sonde, die troon van God en die Lam. En in vers 4 sien ons egter een van die wonderlikste bevestigings van hoe wonderlik die nuwe Jerusalem is. Hulle sal hom sien. Die mens in sy sondige toestand is nie heilig nie, en daarom kan geen mens in die heilige teenwoordigheid van God staan nie. En daarom word ons so verseker dat die heiligmaking voltooi is, wanneer ons die nuwe Jerusalem ingaan, juis sodat ons die heilige en heerlike aangesig van God kan sien. Elke mens wat die nuwe Jerusalem ingaan, sal met sy verheerlikte fisiese liggaam die aangesig van God sien en in verwondering staan. Ons gaan nie net God se sorg en God se werke sien nie, maar vir God self. En elkeen sal in die nuwe Jerusalem geïdentifiseer kan word in en deur God. Hulle sal die merk van God op die voorkop dra. Daar gaan geen twyfel wees dat hierdie mense aan God behoort nie. Daar gaan ook geen meer nag wees nie. Geen duisternis sal ooit die heilige stad kan veroorweldig nie. En Johannes maak dit duidelik dat die mens staat maak op lampe en die son en ligte en kerse, maar dit gaan onnodig en oorbodig wees in die heilige stad. God self gaan die stad verlig. Hy gaan die mens verlig. Daar gaan geen duisternis wees nie, omdat die lig self, Jesus Christus, teenwoordig sal wees en al die duisternis uitdoof. En die uitkoms, ons gaan regeer saam met Christus tot in alle ewigheid. Die voorkoms van die nuwe stad verseker ons van die volmaakte herstel en wys vir ons terug na die paradys toe. Daar gaan geen meer vloek wees nie. Die troon gaan in die middel staan. Dienaars sal dien. Ons sal die aangesig van God sien. Ons sal die naam van God op die voorkop dra. God sal ons volkome lig wees en ons sal vir ewig regeer. Geliefdes, so word ons verseker dat God se volkome herstel nie maar 'n eenvoudige regmaakproses is nie, maar 'n volkome en volmaakte herstel. Verwydering van dit wat stikkend en sondig is, en 'n herstel tot dit waartoe God sy skepping bestem het van die begin van tyd af. Kom ons antwoord deur saam te sing uit Skrifblyking 18-8. Ons gaan daarvan saam sing verse 3 en vers 4. Vervloeking is daar dan nie meer, die troon van God is by alweer en van die Lam. Hulle sal hom sien en al sy knegte sal hom dien. Kom ons sing saam Skrifblyking 18-8, verse 3 en vers 4. Daarna gaan ons saam bid. In vaste kringloop omgaand, gee hy sy vrug van maand tot maand. Sy blad wat nooit in onmag kwyn, is vir die volke medesyn. Vervloeking is daar dan nie meer, die troon van God is by alweer,
en van die lamhol sal hom sien, en al sy knegte sal hom dien. Kom ons bid saam. Ons Here en Hemelse Vader, ons dankie vir die voorreg dat U ons vandag weer 'n nuwe dag gegee het, 'n dag wat U gemaak het, 'n dag wat daar is tot U eer. Ons dankie vir al die sorg en al die genade en al die guns en al die liefde. Ons dankie vir die kosbare reën wat geval het oor die afgelope paar dae, dat ons daardeur ook U skoon was kan sien. Dankie vir reën wat in ons opvangsgebiede geval het, waardeur U ook in die tyd wat voor lê, ook vir ons sorg en die reën wat nou val. Dankie dat ons so kan getuig van U goedheid, dat ons verseker kan wees dat U ons gebede verhoor. En op U tyd en U wyse ook hierdie gebede antwoord. Wil U dan vandag vir ons rustigheid in ons harte gee, dat ons verby ons bekommernisse en sorges sal kyk, en alleen op U sal fokus. Maak ons harte en ons oë oop, om duidelik te kan sien hoe U werksaam is in elkeen van ons lewens. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. In vanoggend se meelewingsmoment wil ek graag fokus op die gedagte van diensbaarheid, om te dien. En dikwels gebeur dit veral in ons werke, dat ons werk om by 'n punt uit te kom waar ander mense vir ons werk en nie ons vir hulle nie. Maar die Christelike geloof staan 'n baie skerp kontras daarteen. Soos wat ons groei in ons geloof, groei ons in ons diensbaarheid. As ons kyk na die Here Jesus Christus, wat vir ons die volmaakte voorbeeld gestel het, het hy gekom, die koning van alle konings, die Heer van alle Here, om te dien. En dit is dan ook waartoe hy ons roep. En aan die een kant is dit vir ons maklik om God te dien, om God te gehoorsaam, om te doen wat God vir ons vra, maar die uitdaging kom en die moeilike deel daarvan is om ons naaste te dien. En daarom wil ons ook vanoggend bid dat die Here ons oë sal oopmaak daar waar ons naaste kan dien en kan bedien. Dat ons dit sal doen nie so dat ons goed voel nie om ons eie ego of selfbeeld te streel nie, maar so dat ons naaste kan dien en daardeur die Here kan dien, dat ons so die geleenthede sal raak sien. En ook so sal groei in ons diensbaarheid tot eer van die koninkryk. Mag U werklik 'n geseënde dag hê. Totsiens.